Goeiemiddag en welkom by vandag se regstreekse gesprek oor COVID-19 en spesifiek die sentralisering van voedselskenkings. Die regering het verlede week 'n skrywe uitgestuur waarin hulle sê dat die verspreiding van kosskenkings tydens die tydperk van algehele afsondering voorts net deur die Nasionale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling gekoördineer sal word. Dit beteken nou in effek dat individue en welwillendheidsorganisasies nie meer uit hulle eie kos kan insamel en uitdeel nie. Maar in dieselfde asem vier korrupsie en onbevoegdheid hoëgety in hierdie regeringsdepartemente wat verantwoordelik is vir die maatskaplike hulp in hierdie tyd. Baie van hierdie organisasies kom nou in opstand teen die regering en weier eenvoudig om die verantwoordelikheid om vir die behoeftiges te sorg aan die regering oor te laat. Dit is omdat daar verskeie regsprobleme met die riglyne is, asook praktiese, morele en ideologiese kwessies met betrekking tot die sentralisering van kosvoorsiening. So by ons vandag het ons vir Hannes Neet, hy is hoof van Solidariteit Helpende Hand. Ons het vir Dr. Theo de Jager, hy is voorsitter van SAAI, dis die landbouorganisasie van gesinsboere, en ons het vir Dr. Teens Elof, voorsitter van die Dagbreek Trust. Hulle gaan saam met ons van hierdie kwessies bespreek. Baie welkom julle. Baie dankie. Baie dankie. So, kom ons spring sommer weg. Ons hoor en ons lees dat die regering meer beheer wil uitoefen oor die verspreiding van kos en hulp aan behoeftiges. Wat presies behels hierdie sentralisering wat die regering probeer toepas? Jy weet, hoe wil hulle dit reguleer en wat gaan die effek wees op die verspreiding van voedsel? Hannes, kom ons begin sommer by jou. Ek kan vir ons wegspring, ek kan maar vir jou sê dat die moeilikheid wat ons het is dat die regulering van die voedselverspreiding sal ook op vlakke werk soos die vlakke van regering het. So met ander woorde, daarom is dit op hierdie stadium by baie mense so groot onsekerheid, dit skep eintlik 'n tipe van 'n vreestans van wat mag en wat mag nie. En die rede is doodgewoon omdat daar nie baie duidelike riglyne van bo af is wat sê so werk ons met alles oral in Suid-Afrika rondom hierdie goed nie. So wat jy kry is jy kry 'n munisipaliteit wat 'n skrywe uitstuur soos in Witbank, of jy kry 'n provinsie soos Gauteng wat 'n sekere regulasie of mediaverklaring maak, of jy kry 'n interne departementele skrywe wat toegepas word deur polismanne op die grond wat dink dat dit 'n eksterne dokument is wat hulle moet gebruik, of jy kry 'n paar streke wat sê maar ons dink anders daaroor. So jou probleem wat jy het is jy het 'n onsekerheid van wie moet waar wat doen. En dis hoekom jy ook sal agterkom dat dit klink of mediaberigte baie teenstrydig is met mekaar, want jy kry hier 'n munisipaliteit wat dit sê en daar 'n streek wat dit sê en dan 'n nasionale en dan lyk dit of die mense baie teen mekaar praat wat inderdaad gebeur. So die vraag wat presies behels hierdie regulering is moeilik om te antwoord, behalwe om te sê dat daar van alle kante en van alle vlakke van bestuur die geluid kom dat kos nie net versprei kan word deur ander of nie regeringsorganisasies as dit nie sentraal beheer en versprei word nie, wat op sigself van ons nou daar praat 'n probleem is. So dit gaan eintlik oor baie meer as net wie moet waar wat doen. Dit gaan oor wie beheer dit wat daar is. En as Helpende Hand dan sê maar die kosverspreiding behels 'n krisis, dan bedoel ons dit. So as ek 'n antwoord gehad het in een sinnetjie om te sê munisipaliteite so, streke so, nasionaal so, was dit maklik. Ons het nie daardie antwoord so klinkklaar en duidelik nie, en dit maak dat ons mekaar sê, ons moet nou amper simptomaties gebied vir gebied sin hanteer, en dis hoekom ons is waar ons is. En as ek dit nou reg verstaan, beteken dit ook dat ons nou baie meer reëls en administratiewe rompslomp waaraan organisasies moet voldoen. Hulle moet permitte kry of hulle moet aansoek doen of hulle moet dan in effek die kos by die provinsiale departement of munisipaliteite gaan aflaai. Hulle mag glad nie meer hierdie kos self versprei nie. Hannes, jy sê daar's tot gevalle waar mense die afgelope tyd verhoed is om kos te versprei as gevolg van hierdie regulasies. Ja, kyk, wat ons weet dat daar eintlik nog geen amptelike regulasies is wat mense verhinder nie. So ons moet dit sommer oor en oor vir mekaar sê deur die gesprek vanmiddag, dat eintlik kan iemand wat 'n permit het om te mag ry volgens die regulasies wat ons tans in 'n coronatydperk of 'n Grendelstaat vlak 4 het, dis 'n vervoerpermit en 'n rypermit, en dis nie moeilik om te kry nie. Die organisasie kan dit uitreik. Jy moet nie sonder hom ry nie, want jy moet daai permit hê.
maar wat ons vir mekaar wel sê is, al die ander regulasies laat jou wel toe om steeds te versprei. Ek noem dit omdat baie mense dink dat daar nou goed is wat hulle verhinder om te versprei. Daar is nog nie amptelik sulke regulasies nie, waar daar is soos by Witbank, hanteer mense dit om aan te wys, maar dit is nie grondwetlik of nie reg op hierdie stadium nie. So op hierdie stadium net om te antwoord, mense mag nog versprei. Ons kon nog nie 'n beletsel kry wat hulle verhinder om te versprei nie. Jy kry wel plekke waar mense verhinder word om kos uit te deel, en dit kan individueel gesprek vir gesprek of een vir een hanteer word en gesê, die realiteit is. Op hierdie stadium is kosverspreiding nog steeds soos dit altyd was. Daar is nog nie goed wat amptelik uitgereik is vir dit verhinder nie. Die dokumentasie wat daar is bevegbaar en betwyfelbaar. Ja. Lyn, ek gaan graag wil hoor wat Theo sal sê ook oor die boere met varsprodukte, want een van die goed van hierdie kennisgewings waarvan Hannes praat sê, is dat produkte wat nie 'n vervaldatum het nie, mag nie versprei word nie. Dit is totale, ek verstaan hoekom 'n bureaukraat so sal dink, maar ek sal dit vir Theo los om daaroor te praat. Ek wil net by Hannes aansluit. Met van die regsprobleme met van hierdie regulasies is dat die wet op ramptoestande wat op die oomblik geld, sê dat daar regulasies uitgevaardig kan word nasionaal en dat hierdie regulasies sekere doelwitte het. En van daai doelwitte sluit duidelik in dat dit die bevolking moet help, ondersteun. En daarom is daar 'n baie sterk regsvraag of 'n regspunt wat sê enige munisipaliteit wat sê iemand mag nie help nie, is nie regsgeldig nie. En ek dink daarom mens moet dit duidelik maak dat daar's wel 'n klompie, ek dink Lesofie hulle soort van 'n omsendbrief geskryf, dis amper 'n versigtiging van sy kant, ek dink hy's maar 'n bietjie van 'n kontrolfreak in elk geval ook, my sien dit in sy onderwysportefeulje ook. Maar ek dink die probleem is, wel die punt is dat daar regstegnies nie beletsel is om te help as mens die selfpermit het nie. Dis wat anders gesê. Dis nie, ek dink die nasionale regulasies sê dat 'n organisasie wat hulp wil gee, kan self 'n permit uitreik vir sy mense. Hy het nie nodig om ergens by 'n departement te laat goedkeur nie, en ek dink dis 'n baie goeie stelsel. Die probleem natuurlik is dat van die plaaslike mense, provinsiaal en die polisie kry van hierdie omsendskrywers in die hande en dan verhoed hulle mense om dit te doen, en ons kan miskien wel later praat wat mense nou doen as jy daarby kom. Daar's ook kontroleprobleme, ek dink ons kan daar later praat, maar ek wil dit eers daarby laat. Ja, Steve, ons sal asseblief wil hoor ook wat jy te sê het, hoe affekteer hierdie boere, veral boere wat op afgeleë plekke woon, wat nie altyd die maniere het om hulle kos iewers uit te kry nie, wat nou juist gebaat het by Helpende Hand se inisiatief om die kos te help versprei. Weet julle, daar is 'n groot ontwrigting in waardeketings van die plaashek na die verbruiker se bord toe. En alhoewel besighede, is die besighede ontwrig. Want baie van dit wat geproduseer word op 'n plaas, land op die ou end in restaurante, of in die kantien by die werkplek, of in skoolvoedingsskemas, of by straatsmouse. En omdat hulle nie meer funksioneer nie, sit boere met daardie surplusse. En daar's 'n groot klomp vrugte wat na sapfabrieke toe sou gaan, of wat na oliefabrieke toe sou gaan, wat nou nie 'n inkomste het nie. As in die VSA of in Duitsland, Pole, waar daar miljoene liters melk of miljoene tonne aardappels vernietig is, wat nie 'n inkomste kon kry nie. Het dit in Suid-Afrika nog nie gebeur nie, omdat boere begin saamstaan het en hierdie surplusse weggewerk in arm gemeenskappe in daar waar die nood druk. En dit gebeur elke dag. Daar's elke dag trokke en trokke wat van plase af na arm gesinne toe gaan waar huishoudelike voedselnood is. En toe hierdie reëling nou rigbaar word, dat ons moet dit na 'n sentrale punt van verspreiding vat en ons moet nou spesiale permit hê om dit te gaan uitdeel en so. Het boere van reg oor die land gesê nee. Dit kan net nie so werk nie. Daar's nie plek tussen die plaas en die behoeftige gesin vir 'n klomp rompslomp ook nog nie. Ons het van oral af gekry dat boere vir ons sê, as ek moet gevra vir 'n permit, dan vernietig ek dit liewer sommer hier op die plaas. Ek is nie bereid om die regering toe te laat
om my produk te gaan versprei nie. En dis 'n vertrouensprobleem. Boere glo dat dit wat hulle dan skenk nie by die arm gesinne gaan uitkom nie. Dit gaan in raadslede se families of vriende of ondersteuners se rakke beland of dit gaan verkoop word. En daarom dat ons nog 'n sterk standpunt ingeneem het en gesê ons kan dit eenvoudig nie toelaat nie. Nou sedertdien het ons nog wat plaaslike en buitelandse media gekry wat gesê het, hoe durf julle boere aanraai om die wet te verbreek? Ek stem heeltemal saam met Hannes. Daar's tog nie so 'n wet nie. 'n Wet moet deur die parlement gaan. Hierdie is nie eers 'n regulasie nie. Hierdie is gille en giere van magsdrom politici, veral op tweede en derde owerheidsvlak. En ek daag dan soos die MEC in Gauteng, Lesofie uit, om 'n slag saam te gaan na 'n nedersetting toe waar kinders huil omdat hulle vir 2 dae lank nie kos gesien het nie. En dan weer te praat oor die rompslomp wat nodig is voordat ons die kospakkie by hulle kan afgee. Ek dink is baie belangrik soos julle almal sê dat ons moet kennis neem. Hierdie is nog glad nie regulasies of in enige wet vasgevat. So dis 'n baie belangrike punt wat julle maak. Theo, jy het nou so vinnig verwys na die oneffektiwiteit en korrupsie. Wat presies sal een van julle vir my asseblief 'n mooi scenario skep van wat ons kan verwag as hierdie kos of die kosverspreiding gesentraliseer word? Gaan die kos enigstens by mense uitkom? Is die regering bevoeg en eerlik genoeg om al die verspreiding te doen? Ek kan maar dalk vinnig net weer vir ons wegspring. Die realiteit is dat mense vertrou nie noodwendig die regering om dit te doen nie. Onthou, as dit was dat daar vertroue was in jou, noem dit nou maar plaaslike streeks en nasionale vlak, dan sou die middele en die extras aangereik geword het sodat die regering dit kon verdeel. Op hierdie stadium beleef ons presies die teenoorgestelde. As jy nou so vra, wat is die kernprobleem met hierdie sentrale voedselbeheer? Dan gaan dit doodgewoon oor dat dit by mense vrees en angs skep oor onthou ons is gewoond aan golwe van 2 meter en ons staan hier voor 'n hongerte by mense wat ons beleef wat golwe van 8 meter veroorsaak. Help in 'n hand kan met al ons strukture 1 uit 10 help wat ons aansoek voordoen. En nou kan jy dink as 9 ander ook nie 1 uit 10 help, dan ons om 10 uit 10 wat ons kan help. Maar as jy die helfte van die strukture begin verhinder om dit te doen, dan kan jy dit nie doen nie. So, wat is ons uitdaging? Ons uitdaging lê dat die mense vertrou nie die munisipaliteit nie. Ek het gister 'n voorbeeld gehad van mense wat vir 1000 mense in 'n omgewing kos gee elke dag. En gister is hulle gestop om dit te doen en uiteraard is daar vandag 1000 kinders wat nie kos gekry het in daardie selfde omgewing. So waar jy nou sit jy met mense wat die vorige dag kos gekry het, maar vrees maak dat mense dit nou nie meer doen nie. En ek wil graag die 2 woorde gebruik, Elyn, van as mense veilig voel, dan gaan hulle makliker deur 'n krisis, ongeag die krisis. In Suid-Afrika beleef ons tans 'n krisis en die regering slaag maatskaplik nie daarin om die mense te laat veilig voel en hoe hulle dit bestuur en beheer nie. So die ander ding wat nou gebeur is nou ontwikkel 'n vrees. En as daardie vrees dan nou gestimuleer word, dan word die angs en die angsvlakke van die samelewing hoër. So wat ons beleef is in plaas van dat mense veilig voel, beleef hulle vrees. En wanneer hulle vrees beleef, dan gebeur goed. As 'n organisasie wat altyd kos uitgedeel het, maar afhanklik is van staatssubsidie, dan stop hy eerder se muur as wat hy hom nou self in die moeilikheid plaas vorentoe. Ek kan nie nou hier van die organisasie se name noem nie, maar hulle weet presies wie hulle is, wat gister nog sou uitdeel en vandag ophou, want hulle staatssubsidie is vir hulle 'n probleem. En nou kan jy vra, maar hoekom wil die mense nie na een plek toe vat of so? In eerste plek vertrou nie die regering. In tweede plek dink ek dat elke nie-regeringsorganisasie of elkeen wat hierdie tipe goed doen, het die reg om sy fokus te kies oor waar hy in sy omgewing die verskil maak. Jy mag dit nie van hom wegvat nie. En onthou, jy werk met verskillende kante, jy het 'n skenker, jy het 'n ontvanger, jy het 'n middelman, en jy moet hierdie persone laat gelykluidend met mekaar gesels. En wat ons nou kry in praktyk is dit doen nie. So die skenkings verander, die mense wat dit verdeel verander en die mense wat dit ontvang verander. En dit los vir ons 'n dilemma. So daarom sê ons daar's geen werkbare model wat ons hier kan vind nie. Elyn, kan ek byvoeg, om oor die oorsaak te praat. Ek dink daar's verskillende oorsake. Ek het 'n mooi aanhaling in Engels van Robert Hanlon raak geloop. Hy sê, we must never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.
Nou, ek dink hierdie regulasies of hierdie grille en giere waarvan Theo praat, is 'n mengsel van malice en stupidity. Die malice kom in dat ek dink hulle wil beheer en hulle wil seker maak dit kom by die mense uit wat hulle dink dit moet by uitkom. Maar ek dink eerder is stupidity dat hulle gewoon net nie verstaan hoe werk 'n waardeketting nie, hoe werk dit daar buite, hoeveel mense is honger nie. Een van die goed wat ek raak gelees het toe ek nou na hierdie reëls en riglyne gekyk het, is dat daar vir elke enkele kosoorhandiging moet daar 'n permit gekry word. Dis nie meer die organisasie het die permit en hy deel uit soos wat dit nodig is nie. Dit beteken elke keer 48 uur voor ek wil kospakkies gaan uitdeel, moet ek 'n permit kry en dit moet binne 48 uur goedgekeur word deur die regering in Gauteng. Nou ek dink selfs meneer Lesofie sal erken daar is niemand in die Gautengse regering wat binne 48 uur 'n klomp permitte sal goedkeur nie. So dis 'n mengsel van onbekwaamheid, maglustigheid, beheer. Daar is genoeg aanduidings van korrupsie sodat die gebrek aan vertroue waarvan ons praat is baie duidelik. Die interessante is as mens net na die nasionale regulasies kyk. Die nasionale regulasies wat wel die krag van wet het, sê net dat die persone wat dit uitdeel, dit word beskou as 'n noodsaaklike dienskos. Die persone wat dit uitdeel, moet 'n permit van 'n organisasie hê. Dis al. En dis wat ek dink Hannes hulle en almal doen. En ons moet onthou hierdie probleem is baie wyer as helpende hand natuurlik. Dit gaan oor organisasies soos Gift of the Givers. Dit gaan oor ENCA het 15 miljoen rand bymekaar gemaak om kos uit te deel. Ek is seker hulle gaan nie als aflaai by Lesofie se pakhuis nie. Daar's kerke, daar's talle kerke wat in hulle eie gemeenskappe help met kos met bejaardes. Almal word beïnvloed. So ek hoop eintlik dat die hele geloofsgemeenskap wat ook die nie-Christelike geloofsgemeenskap insluit, sal opstaan teen die ding en net sê stop dit. Ja. Gauteng sê nou byvoorbeeld, nee, hierdie is net vir ons om beter beheer uit te oefen, is net om seker te maak al die kospakkies stem ooreen met die veiligheidsmaatreëls en al die gesondheidsmaatreëls om seker te maak die mense wat die pakkies ontvang word nie siek nie. Mense kan seker in 'n sin argumenteer dat dit sin maak en sinvol is. Behoort daar nie beter maatreëls of 'n mate van beheer oor die verspreiding te wees om te verseker dit voldoen aan hierdie maatreëls nie. As 'n mens nou duiwelsadvokaat speel, sou 'n mens kan sê die regering se redenasie maak in hierdie geval sin. As ek vra nee, ek dink nie so nie. Ek dink ons moet die organisasies wat dit al vir jare doen, vertrou. Natuurlik sal daar mense wees wat soos wat ons gehoor het wat kos wat verval het probeer afsmeer, maar dan moet hulle teen daai enkele gevalle optree. Jy kan nie vir 1% van die wat dit nie reg doen nie, die ander 99 se arms agter hulle rug vasbind nie. So ek dink die hele wat uit my teologiese agtergrond is die reformatoriese beskouing van die samelewing en die kerk en die staat is dat elkeen sy eie kring van verantwoordelikheid het. En hierdie saak is nie alleen verantwoordelikheid van die staat nie. En dit is die medeverantwoordelikheid van die samelewing en die kerke en hulle moet toegelaat word. Die staat is nie alles wetende, alles omvattende organisasie hier nie. Hulle is maar 'n speler en ek dink hulle sin vir koördinering is eintlik maar 'n sin vir beheer. Ja, Hannes, jy wou sê. Ja, ek dink ek kan maar net doodgewoon by teens aansluit en sê jy moet onthou dat dit is natuurlik so dat mense die gesondste kos wat jy kan en die kragtigste kos by elke huis wil aflaai en mense wil dit natuurlik die risiko beperk vir siekte. Mense het baie begrip daarvoor. Onthou dit is die wat, nê. Maar hoe dit gedoen moet word is 'n ander saak. As dit dan vir die regering 'n baie sterk saak is om te sê maar hulle wil kyk na die gesondheidssituasie, verander dan jou riglyne na die organisasies toe wat dit doen en sê dat jy aan die 5 punte moet voldoen. Wat ons in elk geval aan voldoen en dan het jy soms 'n foutfaktor en dan kom maar iets in wat daar laai dalk 'n vrotpampoena wat jy nie wou afgelaai het nie of sulke goed gebeur. Maar wat jy moet sê is ek het die regulasies so ver moontlik binne my organisasie se vermoë toegepas. Maar moenie die struktuur en die stelsel verander omdat jy sê jy kan dit doen nie. Die tweede ding is ek dink laat ek net eers sê dat dit moet gebeur is so, dit moet gesonde kos wees. Hoe dit gebeur dink ek kan die regering regtig maar dan oordink oor maar dit gaan definitief nie met sentrale kosverspreiding gebeur. Die tweede ding wat daarmee saamgaan is as 'n mens dan sê met die gesondheid, die higiëne en die dinge skep 'n rede om reëls te verander of goed te doen, dan maak dit sin as jy sê
ons gaan dit beter of anders doen. Terwyl ons almal op hierdie stadium weet, die kapasiteit is nie daar om te doen nie. Een van die goed wat ek gelees het is dat 'n gesondheidsinspekteur by elke verspreidingsplan moet wees. Ja. Dis onmoontlik. Ek is vandag 1000 brode afgelaai. Waar gaan ons gesondheidsinspekteurs kry om hierdie groepe te begelei? So jy dit kan so wees dat hulle sê maar ons wil dit nie reguleer, ons wil kyk dat gesond uitgedeel word. Dan sê ek verander die organisasies in 'n 5-punt plan wat hulle moet dan voldoen voordat hulle dit uitdeel. En hulle sal nogal almal aanpas en sê ek dink die meeste van dit doen in elk geval. Goed, hoe sal ons eintlik wil sien dat die regering die verspreiding van kos en hulp hanteer ten einde dit te vergemaklik? Theo, ek dink byvoorbeeld ook daar sekerlik maniere wat mense in die landbousektor sou wou sien wat die regering eerder hulp aanbied om te help om van hierdie kos te versprei en te keer dat dit verouder. Ek gesels elke liewe dag met landbouunies oor die wêreld heen. En dan gesels ons oor wat hulle doen. Wat kan ons van mekaar leer? Nou, ons is die enigste land tot dusver weet, waar die regering nie uit sy pad uitgaan om dinge makliker te maak vir mense in hierdie afsonderingsperiode nie. En waar hulle nie veral alles doen om seker te maak dat boere die waardeketings nog kan laat hardloop nie. Oral oor die wêreld is daar spesiale projekte om die besigheid op plase te laat aangaan. Nou mense kan sê by ons is daar wel 1,2 biljoen rand begroot om vir kleinskaalboere te help. Mense moet 'n omset van tussen 20 As jy deur 'n kettingwinkel loop vandag, hoeveel van die kos wat jy op daai rak sien, kom van kleinskaalboere af? Dis meestal baie naby aan 0 as daar enigiets is. En wat mense sou verwag nou, is dat boere in staat gestel word om voor te berei vir hierdie nuwe seisoen, die winterproduksieseisoen. Want onthou, dit wat ons nou het as surplusse op plase, is alreeds in Oktober en November verlede jaar geplant, voorberei. Die surplusse wat nou gratis uitgegee word, dit geproduseer met skuld wat by banke lê en by koöperasies lê. En as boere nie daai skuld kan terugbetaal nie, dan kan ons nie verder produseer nie. En ons gaan daai rekening as 'n nasie optel in Oktober, November vanjaar. Ons moet 'n brug bou oor hierdie afsonderingsperiode. En deel van daai brug is om dit vir boere te maak om aan te gaan met produksie. En dan is die kos wat ons versprei direk van die plase af, is nie verwerkte kos nie, nê? Dit is gewoonlik groente, vrugte, melk, vleis. Dit gaan meestal na gemeenskappe die naaste aan ons plase toe. Dis die diep landelike gebiede. Dit is die kommunale gebiede. Dit is daar waar die kettingwinkel en die staat se programme tot dusver nog nie reik nie. Ons kom uit by plekke waar niemand anders nog uitkom nie. Baie boere begin by mense wat as seisoenswerkers op 'n WhatsApp groep of 'n SMS groep by hulle is. Daai mense wat nie nou 'n werk het nie en ook nie die mense wat die meeste ly onder honger. En hierdie nuwe reëls wat nou gemaak word, die bureaukratiese rompslomp wat om dit gebou is eenvoudig totaal vreemd aan daardie wêreld. Daar is nie gesondheid. Sosiale media elke dag deesdae dat daar 'n klomp karkasse of derms in die veld lê waar nog 40 skape vannag geslag is, waar nog 'n mielieboord vannag gestroop is. Waar is die higiëne agter dit? Die polisie kom nie eers meer by dit uit nie, want hulle is nou vasgevang met 'n groot klomp ander maatskaplike probleme en jy weet, 'n mens moet ook seker verstaan, alhoewel ons regtig ly onder hierdie verhoogde kriminaliteit in die diep landelike gebiede. Mens moet ook verstaan, die pa van huilende kinders wat niks het om vir sy familie te voed nie. Geen draadheining, geen venster, geen deur, geen muur, geen grens keer hom nie. En as dit waar is van 'n plakkersgemeenskap buite 'n klein dorpie of tussen ons plase, dan waar
van 'n groot nedersetting buite Johannesburg. Dan is dit waar van Zimbabweërs op ons grens wat weet hier is kos in Suid-Afrika. Dan is dit waar vir die hele Afrika wat klop aan die deur van Europa. Ek het die voorreg gehad om kort voor sy dood met oom Anton Rupert een aand in 'n restaurant te eet op Stellenbosch. Nou al word ek 200 jaar oud, sal ek nie daai vergeet nie. Uitgesê, solank hulle honger is, sal ons nie slaap nie. Sjoe, dis baie sterk woorde, ja. Kan ek op 'n ander punt 'n bietjie inkom? Ek dink Hannes het so daarna verwys tersyde. Daar's twee begrippe in van hierdie omsendbriewe wat my baie bekommer. Die een is die kwessie dat die regering sê ons wil nie net koördineer nie, ons wil kyk dat die kos eweredig versprei word. En die tweede een is dat hulle praat van wat hulle noem die kos moet net versprei word aan 'n pre-qualified database. So 'n voorgekwalifiseerde database. En dit bring die vraag nou aan wie wil hulle dan die kos versprei? Nou my siening is dat die regering moet sorg dat hulle op die plekke waar niemand anders kos gee nie, waar die helpende hand en teole en die gift of the givers en die kerke moet hulle daai gate toestop, dis hulle verantwoordelikheid, maar dis nie hulle verantwoordelikheid om die kos te vat by organisasies soos helpende hand en te sorg dat hulle dan vir ander organisasies gee nie. En dit bekommer my dat hier 'n beheersig insit wat sê maar ons sal besluit wie kry wat. En ek vir my baie duidelik dat daar ten minste wat helpende hand betref waarskynlik 'n bietjie van 'n politieke agenda ook is. En ek weet nie Johannes moet nou sê of dit waar is. Ek het maar net op sosiale media gehoor dat daar ergens by 'n wit plakkerskamp het die polisie die kospakkies afgeneem en gesê wit mense sal nie kospakkies kry nie. En ek dink dis die ander ding wat my baie bekommer onderliggend. Jy kan nie hierdie beheer bring en nie ideologie daaruit weer nie. Die gewone bureaukraat, die gewone staatsamptenaar wat gewoond is aan black economic empowerment, wat wil transformasie hê, wat affirmative action wil hê, gaan dit ook toepas in die uitdeel van kospakkies. En ek dink dit kan ons nie, dan vat jy weg van die kerke en van helpende hand en van SAI en al die ander, dit waar hulle meen die kos moet kom en waar die donasie moet kom. En dis my onderliggende baie sinistere en baie kommerwekkende verskynsel. Skielik kan ek ook sommer daar aansluit by Teens Jelyn. Ek dink as ons oor hierdie vraag praat oor hoe wil ons sien dat die regering maak, is dit presies dit wat Teens sê, wat hy dink die agenda is, dit is presies wat ons dink nie moet gebeur nie, nee. So Teens sien dit heeltemal reg. Wat ons graag wil sien dat die staat besef, die regering besef dat daar is niemand op hierdie stadium in Suid-Afrika en dit sluit die regering in en geen organisasie wat daarop kan roem of kan aanspraak maak dat hulle die vermoë of die kapasiteit het om hierdie 8 meter golwe te hanteer wat tans om ons woed nie. Onthou, ons sien hulle nog net kom, maar ons voel hulle reeds. So dat ons sou graag wil sien dat die regering sê, hoe kan ons julle sterker maak? Hoe kan ons meer hande vat? Hoe kan ons meer brûe bou om al die kapasiteit in Suid-Afrika so te gebruik dat ons die golf wat kom hanteer? Maar wat nou gebeur is, nou vervreem hierdie organisasies wat dit doen, die maak die helfte van dit toe, die ander stop, en dis presies wat ek dink die regering nie moet doen. Hy vat die bietjie kapasiteit wat daar weg en hy verkrummel dit ook nog. En self het hulle nie die kapasiteit, ek sê selfs die regering, het die kapasiteit op hierdie stadium om enigstens te dink dat hy hierdie vloed van honger te gaan kan hanteer. So ek sou graag wil sê, dat die eerste ding wat ek hoe sou die regering sien, is hy sou 'n bietjie moeite doen om hande te vat en te sê, hoe kan ek julle organisasie sterk maak en laat oorleef? Die tweede ding wat ek daarmee wil sê, kom ek sê dit net, ek voeg net by, bitter min organisasies het die vermoë om 'n volhoubaarheidsplan neer te sit oor hoe, onthou verligting en kospakkie verligting is 'n nimmer eindigende put. Dis die swakste hantering van armoede wat daar is. As jy nie by verbreeking en voorkoming uitkom nie, dan gaan hierdie verligting vir jou gedaan maak. So bitter min organisasies gaan 'n 3de, 4de, 5de en 'n 8ste maand oorleef van net uitdeel en dink die hulpbronne gaan altyd daar wees. Nee, so dit moet ons mekaar sê. Die regering kan 'n rol speel om te sê, ons los julle om maksimaal te ontwikkel wat julle kan doen. Die tweede ding is, die regering sal moet in sy eie boesem grawe en kyk, hoe gaan ons struktureel dit doen? Want as ons ongestruktureerde verligting gaan bly doen, gaan hulle met elke pakkie te min kos gee. Hulle gaan nie regtig bereik wat hulle moet bereik nie. So ek sou sê, ek wil graag hê die regering moet ons uitlos, of met ons bande bou, of hulle eie ding doen, of 'n mengsel van die drie. Maar hulle moenie
kom kyk hoe ek dit doen en dit dan oorneem en sê maar hou jy op om dit te doen nie, want dit gaan nie die golf hanteer. So vir my lê die antwoord daarin, kyk hoe kan julle dit struktureel doen? Kyk, ons moet dit vir mekaar maar sê, departement maatskaplik op hierdie stadium wys nie sterk spiere in terme van strukture nie. Daarom kom hulle met 'n vragmotor op 'n plek en hulle kan dit nie uitdeel nie, of hy raak binne 'n halfuur weg. Ek het met mense te doen gehad wat sê dat hulle van dieselfde vragmotor 3 pakkies afhaal. En dat jy 'n ander een wat sê maar ek het die vorige 2 vragmotors gemis. So ek sou wou sien dat die regering sê, kom ons los die kerke, kom ons los die ander organisasies of ons bou brûe daarna toe, of kom ons bou ons eie strukture. Maar ek kan nie vir hulle daai besluite nie hoe hulle gaan doen nie. Al wat ek sê is wat ons tans kry is negatiewe energie wat van die kerke getap word, wat van organisasies getap word, wat vir my getap word en van die regering en ons spreek nie die probleem aan nie. Hannes, julle organisasie Helpende Hande en Saai is nou van die organisasies wat gesê het ons weier, ons gaan nie die pakkies aan die regering oorgee nie en julle is selfs besig met regstappe in hierdie saak. Sal jy vir ons net bietjie sê tans hoe weet wat julle regstappe behels, hoe ver is dit gevorder en wat is julle basiese argumente in hierdie saak? So, ons het oor die naweek die regspanne opdrag gegee om vir ons te kyk na regsmening en ons het daardie gesprekke dan daardie konsultasies ook maandag gehad. As ek dit vinnig kan opsom, beteken dit doodgewoon dat ons aangaan met ons verspreiding soos ons altyd dit gedoen het. As jy met 'n wettige of 'n goedgekeurde permit uitdeel, kan jy nie verhinder word nie. So ons kyk dat ons mense wat die verspreiding doen, die permitte het en dan is die mening daarmee saam dat hulle dan nie verhinder mag word om dit te doen nie. In die tweede plek het ons dan aan al die skrywes wat ons bewus is op hierdie stadium van, dit is dan nou Witbank en die Gauteng provinsie en dan president Ramaphosa self, skrywes gerig wat reeds gister uit is, waarin ons vir hulle baie duidelik gesê het dat ons die reg tot verspreiding opneem en dat ons nie verhinder kan word daarin nie. En dan het ons die derde fase hiervan is dat Helpende Hand nie net na onsself kan kyk nie, maar ook sê dat ander organisasies asseblief nie moet ophou doen wat hulle doen nie, want dit sit meer druk op die wat doen wat gedoen moet word. So in die derde plek vra ons dat organisasies aanhou met verspreiding, kyk dat hulle permitte wettig is, dat hulle kosgesond is en dat ons dan vra dat as daar van hulle is wat verhinder word, hulle met Helpende Hand kontak maak, as dit moet sal ons dan selfs los van Helpende Hand vir hulle in 'n hofsaak bystaan sodat ons nie verhinder word om uit te deel wat ons moet uitdeel. So dis die 3 fases op hierdie stadium. Ons het 'n regsmening waarmee ons mense dan bemagtig word om te kan doen wat hulle mag doen. Ons het ons eie ding in plek in terme van die kommunikasie met die regerings en in die derde plek, as daar 'n hofsaak kom, dan gaan ons hom opneem, want die verspreiding van kos is nie vir ons 'n gemiddelde saak nie, dis 'n wesenlike saak. Nou jy het so vinnig nou daarop geraak, Hannes, die grondwetlike reg van verspreiding wat jy het. Wat is van die ander regte en grondwetlike regte wat nuwensgewende organisasies hier het? En veral ons plig as gelowiges, as ons dit so kan stel om kos te versprei en weet ons maatskaplike plig in die samelewing. Teens ek weet jy voel besonder sterk oor hierdie punt. Wat is ons regte en pligte? Kyk, ek dink die grondwetlike reg op lewensmiddels is die sterkste hier. En as die regering indirek, want ek dink die regering besef nie altyd die onbedoelde gevolge wat so 'n onsinnige regulasie veroorsaak nie. Maar of hulle direk of indirek doen, kan hulle dan ongrondwetlik verklaar word want dit staan tussen die mense en die kos wat voorsien word. Maak nie saak van wie af nie. Daar word nie gesê ek kan kos kry van die staat nie. Daar word sê ek het die reg op lewensmiddels. So dis die een. Ek dink wat vir my belangrik is met teologiese agtergrond is ek het in die 80s ek 'n proefskrif geskryf, onder andere gekyk na die taak van die owerheid in terme van geregtigheid en toe gekyk na Romeine 13 en die onderdanigheid in die owerheid en daai het al met internasionale navorsing gewys dat dit nie 'n ongekwalifiseerde onderdanigheid is nie. As die owerheid nie sy dienaar is nie, as hy nie die swaar dra ten goeie vir die gelowiges om 'n stil en rustige lewe te hê en onder andere om kos te kry nie, dan is dit 'n gekwalifiseerde onderdanigheid. Eintlik beteken dit nie onderdanig soos gebuig nie, maar is meer in die orde stel jou in die orde van die owerheid. Wat my betref kom hierdie saak baie naby aan die antwoord wat die apostel Petrus gegee het
vir die Joodse Raad toe hulle verbied het om verder te praat oor Christus en hulle geloof uit te leef. Toe hy vir hulle gesê, julle kan maar dink wat julle wil, maar wat ons betref is dit belangriker om God as die mense. Nou as 'n owerheid vir gelowiges begin sê, hulle mag nie hulle geloof uitleef deur barmhartigheid te betoon aan mense wat in nood is nie, die armes nie, dan is dit wat my betref 'n plek waar mens moet sê, nou staan ek vas en ek is God meer gehoorsaam as julle, want ons weet, dis nie maar net ons wil beter koördineer nie, hulle kan dit nie beter koördineer nie, en dis nie maar net ons wil dit beter doen nie, hulle kan en partymal wil hulle nie, en ons weet dit gaan, daai kos gaan nie by mense uitkom nie, so ek wil, jy weet, ek is nou nie iemand wat ongekwalifiseerde burgerlike ongehoorsaamheid wil voorstaan hier nie, maar wat my betref wil ek mense bemoedig en sê, as jy dan moreel daarna kyk, dan kan geen owerheid in hierdie wêreld vir jou sê jy mag nie op 'n ordelike manier met die permit waarvan Hannes gepraat het, noem dit nou maar die selfpermittering, kan 'n owerheid jou weerhou om goed te doen aan mense, gelowiges of ongelowiges. Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat ons ook moet onthou. Theo, ek wil net hoor by jou, hoe gaan organisasies so SAI te werk om te verseker kos kom by die regte plekke uit, om te verseker dat die wat regtig hulpbehoevend is, kry kos, weet in teenstelling met beweringe van korrupsie en die rykes wat al hoe ryker is. Wat is van die prosesse wat julle volg om te kyk wie kry wat? Wel, allereers SAI is 'n netwerk, nie 'n organisasie of 'n klassieke landbouunie nie. En in hierdie netwerk is daar 'n groot klomp organisasies, ons noem hulle netwerkvennote. Die National Employers Association of South Africa, van Sakelei. AfriForum is 'n netwerkvennoot en Helpende Hand is 'n netwerkvennoot. En ons werk baie graag saam met hierdie strukture. Ons werk saam met 'n groot klomp gemeentes op hierdie stadium. En meestal sê hulle vir ons weet presies waar die nood is. Kom ons teiken daai gesinne waar die nood is. Hier in Limpopo, waar die meeste boere wat bydra, is baie naby aan kommunale gebiede, waar ons met die tradisionele owerhede saamwerk, want daai mense weet ook presies in watter gesinne druk die nood die grootste. Maar baie belangrik nogal hierin is in die gesprek hieroor in ons samelewing, veral op sosiale media, word deesdae wild en wakker klappe uitgedeel na waarheen hierdie pakkies moet gaan. Wie moet die begunstigdes wees van so 'n skenking? En het ons nou die afgelope tyd 'n bietjie pak gekry omdat daar gesê word, terwyl daar 'n diskriminasie is teenoor wit arm gesinne, hoekom maak ons nie op daarvoor en lewer ook net aan wit arm gesinne dan nie? Jy weet, dit is so, daar's 'n wroging, dink ek, in die meeste Suid-Afrikaners se harte oor die rassegrondslag waarop noodlediging op die oomblik gedoen word. Maar jy beklei dit nie deur self daardie grondslag aan te lê nie. Jy beklei dit juis om te wys dat die enigste kriteria wat ons mag aanlê is hoe groot is die nood in daardie gesin. En as ek nie voorheen daarvan oortuig was nie, moet ek jou sê, net in die afgelope 2 dae, skenkings wat gekom het van moskees af, wat sê, ons weet dat julle dit reg kry op hierdie stadium om pakkies te kry waar die nood die meeste druk. Hier is ons nog om so intoe te vat. Net voor ons in hierdie gesprek ingegaan het, was hier 'n swart boer by my, wat vir my gesê het, 2 jaar gelede het hy vleis gestuur na 'n spesifieke ouetehuise toe. Hy sê, ek het nie nou jagters nie. Die wildafdeling op my plaas gaan ten gronde. Ek weet ek gaan hierdie hele jaar nie jagters kan kry hier nie. Maar ek het te veel wild. Ek gaan 2 blou wildebeeste skiet. Kan jy reël dat dit ergens verwerk word? En sal jy dit by daai ouetehuise kan afgee? Elaine, kan ek aansluit by Theo? Ek dink die vraag is, dis altyd moeilik om te bepaal, hoe bepaal jy die adres vas? Helpende Hand byvoorbeeld glo baie sterk in gestruktureerde hantering van verligting, met ander woorde, al ons aansoeke, en dit frustreer die samelewing soms,
werk die maatskaplike werkers en deur assessering. En soos ek vir jou sê, onthou ons help sien maar 1 uit 10, wat beteken 9 uit 10 is vir jou kwaad en voel dat jy nie voldoende oral uitkom nie. So mense het heeltemal begrip daarvoor. Maar die feit is jy kan nie jou struktuur laat val nie. Ons pleit by 10 organisasies om ook die struktuur te handhaaf. As ons donderdag by 2000 pakkies aflaai wat verlede week verby is, dan al 2000 pakkies se adres. En jy het assessering gedoen en jy weet wat jy daar aanspreek. En die rede daarvoor is doodgewoon, dan kom jy die verste met wat jy het. Ons pleit die heeltyd vir die mense om die hulpbronne wat ons het maksimaal te gebruik. Onthou, dis nie 'n onuitputlike hulpbron wat jy net sê maar hier kan ek kry en kry en kry. Ons moet sê dit wat ons het moet ons sinvol struktureel. So hoe maak ons seker die honger is kry? Op 'n hand assesseer en dan het ons 'n adres waar volgens ons verdeel. Ek kan jy dink as jy selfs daarin verhinder word met voedselverspreiding, hoe absurd sal dit raak as jy sê maar ek het 'n adres waarheen ek hierdie pakkie vat. Onthou, dis nie anders as wat kerke eintlik veronderstel is om te werk nie. En dis ook nie anders as wat organisasie wat lank bestaan sal doen nie. Wat jy baie keer kry is mense begin baie goed gelowig met 'n projek en hy begin met 10 mense in sy omgewing en hy maak 'n motorhuis vol en hy begin verdeel, maar hy besef binnekort het hy 40 gesinne en dan weet hy nie hoe nie. Wat sê ons vir hulle? Ons sê begin jou struktuur, begin struktureel werk. Jou kans op oorlewing is die beste as jy dit volhoubaar doen. So in armoedeverligting is die een woord wat jy altyd moet onthou is volhoubaarheid. As jy nie volhoubare doen nie, dan gaan jy vir jou vasloop een of ander tyd. En dan wil ek net vinnig aansluit wat Teens net nou gesê het oor roeping, nê, wat saam met hierdie goed gaan. In die grondwet word die reg tot lewe beskerm. So ons moet vir mekaar sê die reg tot lewe is bo al hierdie dinge. En ons het die roeping om die reg tot lewe te beskerm en te bewaar. En daarom, dit is partykeer gebrekkig, mens werk met onvolmaakte strukture, maar ons probeer kyk dat dit wat ons het by die regte plekke uitkom, al is dit moeilik, maar ons sê vir mekaar ons probeer dit doen op so 'n manier. As ons heeltemal hiervan af wegbeweeg en sê, kom ons deel net alles wat ons het oral en almal, dan sit jy met die krisis dat jy weet nie, jy het geen boekhoudstelsel of databasis nie. En dit maak dit vir ons baie, baie moeilik. So wat ons eintlik sê is die regering kan eerder begin om te sê, hoe help ons julle struktureer, eerder as om te sê, hoe vat ons julle strukture van julle weg? Ja. En kan ek twee ander sake aanroep? Ek kommer my nog oor die antwoord wat ons gee as mense nou sê, maar as hulle dan nou die goed doen wat hulle moet doen, volgens en hulle kom in die moeilikheid. En ek wonder of ons nie moet daaraan dink dat deur al die netwerke wat luister, dat ons begin om e-posse te skryf aan minister Cele van polisie en vir hom sê vir jou mense, hulle moenie enige iemand verhoed om vir 'n ander mens kos te gee. Maar dit is daai gewone polisieman op die grond, nie dat ek weet of hy dit sal doen nie, maar ek dink dit sal 'n belangrike sein uitstuur dat ons eintlik 'n beroep doen om te sê, maak nie saak wat die politici doen nie, moenie dat die polisie daai onsinnige bevele afdoen nie. Dalk werk dit, dalk kom dit ergens ten minste onder die aandag van die regering, want ek bekommer my dat goedgelowige en dalk pligsgetroue polisiemanne het ergens gehoor, daar het 'n klokkie gelei en hulle het nou gehoor hier moet net regeringsmense moet goed kom aflewer. En jy weet, ek kan nie dink dat jy by 'n arm gemeenskap staan met 'n vrag vol kos en nie net sê hulle stuur hulle vir jou terug nie, hulle vat die kos af. Ek dink dit op sigself behoort 'n hofsaak te wees en jy weet 'n aanklag by die polisiestasie. So, my eerste idee is miskien 'n hele veldtog en ek weet Afriforum se strukture is goed met sulke veldtogte om e-posse van gewone mense na die minister te skryf en sê hou op om ons mense te keer om goed te doen aan almal. Die tweede ding is, ek weet dat Hannes hulle in terme van die briewe ook briewe geskryf het aan die burgemeesters en die premier en so aan met 'n keerdatum en ek dink maar gewoon daar moet so gou as moontlik 'n hofsaak kom. Maak nie saak wat daai ouens antwoord nie, sodat daar duidelikheid oor hierdie saak kan kom, want ons gaan uiteindelik nie die duidelikheid kry op die grond by die polisie as ons nie reg kry dat die politici sê okay, ons sal nou doen wat anders hulle vra of wat ons almal vra. So ek dink die beroep wat ek doen is dat ons maar so gou as moontlik, en dit is 'n dringende saak, daar gaan mense dood van die honger. Dit is 'n dringende saak en dat sodra daai keerpunt en ek vermoed hy kom by die einde van die week, kom ons by daai keerpunt dat daai hofsaake voortgaan. Anders gaan ons oor klarigheid kry nie.
Ja, ek dink is 'n baie belangrike punt wat jy noem teens dat 'n mens begin aksie neem en regtig begin as 'n gemeenskap saam staan om hierdie probleme, om oplossings te probeer vind vir hierdie probleme. Maar dan wat doen ons op 'n praktiese vlak? Ek is 'n skenker en ek is op pad met my kospakkies en ek word voorgekeer deur die polisie of deur watter ook al jy weet gesagsliggaam en hulle sê vir my ek mag nie dit uitdeel nie. Wat doen 'n persoon in so 'n geval? Is daar miskien raad wat een van julle kan gee oor wie organisasies hulle na toe kan wend in so 'n geval of wat hulle vir polisiebeamptes kan sê of permitte of dokumentasie wat hulle by hulle moet hou? Miskien van ons kant af. Ja, sê Matthew. Dankie. Ja, kyk, ons werk op die oomblik op 'n permitstelsel. Boere kan permitte uitreik. Ons het 'n saai 'n webgebaseerde permit wat jy jou besonderhede invul en jy trek jou identiteitsdokument en jou foto daarin en hy werk ook met 'n QR kode. So enige polisieman, enige verkeersman kan in 'n padblokkade bloot net daai kodes op sy foto op sy slimfoon insuig en dan gee hy vir jou die totale agtergrond van daardie boer. Waarheen is hy op pad? Wat is die tyd daarvan? Hoekom ry hy nou in dies meer? Maar agter hierdie stelsel sit daar ook voltyds prokureurs. Ons het hoeveel kere wat iemand gestop is in 'n padblokkade en dan bel hy daardie nommer en dan's daar 'n regskundige wat met so 'n polisieman of verkeersman kan gesels en hier en daar het 'n mens nou moetswillig is, mense wat eintlik maar afgetrek is sodat daar gevra kan word vir omkoopgeld of vir 'n sakkie van die Avos agter op die bakkie. Maar andersins het ons hierdie rigsteen funksie agter daardie permitte en daardie permitte gratis beskikbaar op die webtuiste vir boere. Baie wyer as net ons eie lede. Ons het op hierdie stadium oor die 8000 mense, boere, produsente en hulle werkers wat van daai fasiliteit gebruik maak. En dit is veral die regshulp agter dit wat nogal waardevol is. Die oomblik as jy in die kontaksituasie kom by 'n padblokkade. Ja, ek kan daarmee aansluit die lyn wat ons van Jaap en Hans se kant af nou gedoen het, is ons het 'n regsmening aangevra van ons span wat ons dan ook so sal deurgee dat ander organisasies dit kan gebruik en jy byvoorbeeld ook kan dat jy dit by jou hou wat sê dat daar op hierdie stadium nie 'n beletsel is wat jou verhinder om kos te versprei of dit af te deel met jou permit reg is dat jy dit wettig mag doen nie. So en ons mense aanmoedig om daai regs mening by hulle te hou en te gebruik. En as dit sou gebeur dat dit nie so is nie, is ons die Steen sê dan moet ons 'n hofsaak daarvan maak. So ons soek akkurate en gedetailleerde verslag daarvan dat ons dit kan hanteer, nie net vir Jaap en Hand, maar vir jou wat dit doen. So ons het ook gesê dat ons sal instaan vir die ander wat dan daarmee gekonfronteer word. Ons wil in hakkies sê dat mense vreeslik versigtig moet wees vir die verspreiding van fopnuus oor hierdie tipe goed, want dit maak net mense kwaad en jaag emosies verder op en dis nie gesond nie. So toets iets voor jy dit net verder aanstuur of dit regtig so was of dit regtig so gebeur het. Wat my baie vies maak is as jy goed kry van mense wat sê hulle is verhinder en die foto's by die ding is van die internet afgetrek. Jou media span sal baie vinnig vir jou sê maar hierdie is internet afgetrekte foto's van vorige gebeure en so. So mens moet vreeslik versigtig wees vir fopnuus, maar in dieselfde asem moet jy weet, daar is 'n regsmening en Jaap en Hans se regsmening deel ons op hierdie stadium wyd en met toestemming om te sê jy mag nie verhinder word of belet word om uit te deel nie en as jy word, kontak ons asseblief want ons moet dan die saak direk hanteer en as 'n saak op die tafel kry en uitsorteer. Elaine, as ek kan net byvoeg, ek is nou 'n individu, ek is nou nie by die organisasie betrokke nie. Maar jy het nou gesê ek wil nou as 'n individu gaan kos skenk. Ek sou in elk geval, ten spyte van die feit dat mense dit mag doen, sou ek uit praktiese oorwegings liewers vir Help aan 'n Hand kontak of 'n SAI kontak of een van die organisasies kontak of my kerk met diakonie kontak of waar die ook al is en sê ek wil gee, hier is dit of hier is, maar ek dink net die verspreidingskanale is baie sterker daar, soos wat Hannes in Theo gesê het, hulle weet waar is die nood, hulle praat met ander mense. En ek dink individue moet nie net met die opwelling van emosies sê, nou gaan ek hier in die straat pakkies uitdeel nie. Ek dink dat daai opsig is nie verkeerd nie, maar is beter om liewers met 'n organisasie te skakel en jou hulp aan hulle aan te. Absoluut, ja.
Goed, julle, ons staan aan die einde van ons gesprek. Is daar enigiets anders wat julle sal wil byvoeg of raad wat julle het aan organisasies om in die hantering van hierdie saak of individue en die pad vorentoe? Kan ek asseblief? Ek wil baie graag vir elke boer wat nou al 'n bakkie of 'n trok gelaai het en vir ons aangestuur het, uit ons hart uit sê baie dankie daarvoor. Maar meer as dit, vir elke aktiewe lid van 'n gemeente, vir elke kerk wat begin organiseer het rondom hierdie ding. Daar's nie 'n belangriker belegging wat ons vandag in die stabiliteit van ons land se toekoms kan maak as om die dreigende honger te gaan bedien nie. Want uiteindelik baie meer as hierdie virus staar ons op die oomblik die draak van armoede in die gesig en armoede gaan saam met honger. En as mense eers praat toe gaan oor honger, dan gaan ons hulle nie keer nie. Daar's net een plek om 'n hongergedrewe revolusie te keer en dis voor hy begin. En dan vir helpende hand. Die werk wat julle doen is net ongelooflik. Hoe julle dit regkry, waar julle ure vandaan kry, die beplanning wat julle in hierdie goed insit, die wonderlike dissipline en struktuur, dis werklik iets wat almal in ons gemeenskap trots maak. Baie dankie daarvoor. Ja, as ek dalk so 'n slotwoord mag kry, Elyn, ek wil sê dat ons moet onthou, wat ek net nou gesê, dat niemand in Suid-Afrika, selfs die regering, het die vermoë om alles te kan doen wat tans gevra word. En ons het maar altyd die ding wat ons sê, dat 1 + 1 kan 3 wees, as gemeenskapskrag tot sy reg kom. En as ons nou praat oor sentrale voedselverspreiding en sentrale beheer, sal help aan die hand van ons kant af wil vra, dat organisasies toegelaat word om te doen wat hulle doen, dat jy nie regeringsbeheer of regulering het oor jou verspreiding van jou middele nie, dat ons in die gemeenskap 1-tot-1 gebruik wat 3 word en kragtig is, en dat ons toegelaat word om wat ons roeping is te doen, en ons groot opdrag en gehoorsaam te wees en te sê, gee aan hulle wat honger is. Ek dink dat kan ons nie van wegkom. Elyn, ek dink mens moet soos Theo en Hannes genoem, dankie sê vir almal wat res bygedra het. Ek dink my perspektief is dat dit lyk nie vir my asof ons vinnig die ekonomie aan die gang gaan kry en dat ons baie vinnig by vlak 2 of selfs vlak 1 gaan uitkom nie. Dit is 'n ander vraag, dit is 'n ander saak vir 'n ander dag. Maar die punt is hierdie honger en die moontlike hongersnood is by ons vir die res van hierdie jaar ten minste. So moet asseblief nie ophou goed doen nie. Ja, goed. Julle, ek wil vir julle sê baie dankie vir julle insette. Dit was werklik waardevol en ook vir die goeie werk wat elkeen van julle doen. Ons sê ook as Marula vir julle baie dankie en ja, ek hoop vir die lesers ook en vir die kykers op Facebook dat dit vir julle waardevol was en hou Marula Media dop vir nog sulke gesprekke. Goed, baie dankie, lekker dag. Baie dankie, totsiens. Bye.